Goeiemôre vriende, familie, geliefdes. Ja, welkom hier in ons huis. Ons moet vanoggend moes ons nou maar 'n plan maak, aangesien Eskom ons nou weer besluit het om so 'n bietjie vir ons te hoe skryf jy die Engelsman, so ons moet treat sonder krag. So ja, ons is 'n bietjie in die donker en ongelukkig het ons dan nie daai fluoresent ligte en goedjies wat ons daar in die kerk kan aansit nie, so. Maar ja, weet jy, gelukkig het Vader vir ons 'n ander plekkie ook gegee waar ons kan heen geskuif het. Vader sê mos, die woord sê mos vir ons, waar twee of meer in my naam vergader, daar sal ek wees. En weet jy, die woord sê nie dat daar altyd 'n spesifieke plek moet wees. Maar ons weet ons maar op 'n Sondag moet ons in die huis van die Here by mekaar kom, want dit is mos waar al die gelowiges by mekaar kom. Vriende, ek is besig met ons serie te behandel oor die gawes van die Gees. En as julle dit gevolg het ek nou al gepraat oor die wysheid, die kennis, en ek is nou besig met geloof. Die gawes van die geloof kan 'n mens mos in 3 kategorieë indeel. Die eerste 3 in 1, die tweede 3 in 1 en die laaste 3 ook in 1. En elkeen het 'n ander soort gawe. Maar ons gaan dit alles bespreek en dan gaan alles by al daai uitkom. Maar vriende, ons staan stil by geloof. En ons weet mos, wat sê ons woord vir ons? Dis hoekom ek sê, elke gelowige op hierdie aarde, almal, het verseker die gawe van geloof. Want sê die woord nie ook vir ons, sonder geloof is dit onmoontlik om God te aanbid nie. Moet ons ook nie vir God in geloof nader nie. Moet ons nie bid met geloof en glo aan wie ons bid nie, en wie ons aanbid nie. Maar ja, daar gestaan, kom ons sluit net gou die oor. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onze God, Vader, baie dankie. Weer dit vir hierdie geleentheid wat ons het om u woord te kan kuier. Ja, Here, omstandighede lyk nie altyd dieselfde nie en is nie altyd perfek nie, maar Vader, dankie dat ons 'n perfekte God aanbid. Dankie Here dat alles in u naam perfek gebeur. Dankie Here, wanneer u spreek, is dit perfek. Vader, ek wil u vra, wees nou saam met ons waar ons uit u woord uit gaan leer. Vader, open ons geestesore, verstand, dat ons regtig sal inneem wat u vir ons wil sê. Dat ons regtig sal hoor wat u vir ons wil sê. Vader, graveer dit op ons harte. En dat ons elkeen anders die uitstap as wat ons hier ingestap het vanoggend. My God, laat al die eer, die heerlikheid u toekom, tot in alle ewigheid. Ons vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ja vriende, ons weet ons die vers wat ons as gelowiges op staan. Hebreërs 11 van vers 1 mos. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. En dan as 'n ou so deur Hebreërs 11 lees, dan lees ons van al ons voorouers en voorvaders, as dit nie vir hulle geloof was nie, wat sou gebeur het? Ons weet almal Abraham, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die belofte ontvang het sy enige gebore geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken, dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. En ons weet almal, Abraham was al op sy jare gewees, toe Vader aan hom geopenbaar het, dat hy sy afstammelinge meer as die korrels van die sand sal maak. Ja vriende, soos hierdie aangrypende versie wat ek gelees het in Hebreërs 11 vers 1, ek dink, dit is 'n versie wat ons elkeen regtig in ons harte kan graveer. En wanneer die tyd is om moedeloos te raak, of om tou op te gooi, of
of iets in daai lyn, kan ons regtig op God se woord staan en geanker bly. So vriende, hoekom ek sê dat die gawe van geloof is deur die Heilige Gees aan ieder en elk van ons gegee. As ons mos nie glo dat daar is 'n God nie, as ons nie glo, hoekom ek stel dit so, hoekom bid ons, hoekom gaan ons kerk toe, hoekom lees ons Bybel? Want ons glo mos aan iets wat dit die moeite werd maak. Ons glo mos daar is iets agter dit. Glo ons nie dat daar is vir ons iets in dit nie. Is dit hoekom ons dit doen nie? So met ander woorde, ons glo elke woord wat in God se liefdesbrief vir ons elkeen geskryf is. Vriende, julle moet maar verskoon as die klank so op en af gaan. Soos ek sê, hier in Port Elizabeth wat ons vanaf uitsaai, het hulle ons verras met so 'n bietjie die krag af te sit. Maar ons glo en vertrou dat God groter en sterker as dit is. So ja, vriende, dit is die hart van die gawe van geloof. Dit sê nie, ek kan dit doen nie, dit sê God kan. Ons sien dinge dan deur 'n ander oog, soos wat ek laasweek met ons behandel het. Ons sien dit deur God se oog. Ja, vir 'n mens is dit onmoontlik. Maar vir God, wat is vir God onmoontlik, vriende? Niks. Die Bybel leer ons, vertrou op die Here met jou hele hart. Nie net 'n bietjie nie. Nie net deel van jou hart nie, maar jou hele hart. So vriende, die gawe van geloof ontvang goddelike sekerheid. Ek dink, dat is een van die mooiste voorbeelde, is die een van Abraham, wat in Romeine 4 beskryf is. God beloof hom 'n seun, maar daar is 'n probleem. Abraham en Sara is albei oud. Ons ken hulle lewensverhaal. En hulle weet dit is menslik gesproke, is dit onmoontlik. Maar vriende, kyk die geloof wat Abraham gehad het. Hy het vasgestaan, want hy het geweet, as God so sê, is dit so en dit is dit. Net so ook, as ons, weet jy, ja, en ons is eintlik so bevoorreg om hierdie Bybel te hê met die 66 boeke in, wat ons kan lees. En ons lees dit mos met 'n afwagting. Ons lees dit om iets te kan ontvang daaruit. Want ons weet, dit is ons alles die waarheid. En as ons uit die waarheid so lees, groei ons geloof nie dan nie. Is ons nie besig om ons geloof te voed nie? So, dis hoekom ek sê, ek is seker daarvan, dat die Heilige Gees vir ons elke een daardie gawe gegee het. Want sonder geloof, hoe gaan jy God behaag? Hoe gaan jy hom bid? Hoe gaan jy hom nader? Ons lees Romeine 4 vers 19. En sonder om te verswak in die geloof het hy nie gelet op sy liggaam, dis nou Abraham, vriende, wat alreeds verstorwe was, en ook nie op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie, maar was ten volle oortuig dat God ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Sien vriende, ons moet oplet. Hy het die feite geken. Hy het geweet dat hulle is nie meer jonk, hy het geweet hulle is oud. Maar hy het op die belofte van God gestaan en hy bly glo. Dis dieselfde soos wat Jesus ook gesê het. As ons maar net geloof gehad het soos 'n mosterdsaadjie, né? So ons nie van die berg gesê, lig jouself op en gaan gooi jouself in die see nie. Net so klein, en ons almal weet hoe klein is 'n mosterdsaadjie. Net daai bietjie geloof. Vriende, die gawe van geloof werk dikwels saam met wonderwerke, maar dis nie altyd nie. Hier begin ons sien hoe die gawe van krag saamwerk. Ons gee in die volgende 2 voorbeelde, gaan ons kyk van gawe van gesondmaking en die werking van kragte. Maar oor daardie boodskap sal ek later gesels. As ons kyk na Elia op die berg Karmel, en die volk van Baal, sien, Elia staan alleen, maar weet julle,
Elia weet mos, hy staan nie regtig alleen nie. Hy weet mos wie hy aanbid, en hy weet wie saam met hom op daardie berg. Dit is hoekom ek sê, vriende, ek wonder of ons besef, wanneer ons tot God nader, en ons gaan bid tot hom. Bid ons soos 'n Elia? Sien ons God soos Elia hom gesien het? Hoe sien ons God? Hoe aanbid ons God? Hoe nader ons hom? Met wat se verstand, gedagte, gemoed, gaan jy om met God te gaan praat, om met hom te bespreek, om saam met hom te kuier, om te hoor wat hy vir jou wil sê. Hoe sien jy vir God? Hoe groot is God in jou oë? Sien, Elia het alleen gestaan. Alleen. En ons almal weet hoeveel van daai Baalse profete was daar gewees. En ons weet wat hy gesê het. Hy het gesê, bring die offers. Gooi die water. Gooi dit. Maak dit goed sopnat. Nie een keer nie. Hulle het 3 keer gedoen. Kyk net die geloof wat Elia het. Vriende, en weet julle wat? Daardie God wat dit vir Elia gedoen het. Onthou, God verander nooit. Nooit. Hy is dieselfde. Hy bly dieselfde. God kan nie verander nie. Jy sien, met daardie wat hy die water so opgegooi het hy dit nog menslik, nog moeiliker gemaak. Waarom dink julle het hy dit gedoen? Dit is mos om vir hulle te wys hoe groot is God. En hy het geweet, hy het geglo in sy hart sonder enige twyfeling dat God gaan hom antwoord. Is dit nie dan geloof wat rotsvas staan nie? Sien vriende, hy was nie besig om te hoop of gesê dalk gebeur het of iets nie. Hy was seker. Hy was so seker. En toe hy vra, toe stuur God daardie vuur uit die hemel uit. En daar waar daai goed so sopnat was, is alles droog gebrand, ewen die klippe. Lees ons. Sien daardie geloof. Nou, dan sal die wêreld ons sê, ja, ek sal dit glo as ek dit kan sien. Maar dit is ons nie wat die woord vir ons leer nie. Ons geloof is ons op 'n vasvertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. So Elia het al klaar gesien dat hoe brand daai goedjies. En toe al die Baals dit moes nou sien, vra hy, en ons weet ons hoe hy hulle getart ook. Ek wonder, dink julle ons sal hulle ook so getart het. Dit is lekker. Want ek glo ons sou, want as ons die geloof so gehad het van Elia, ons sou hulle ook so getart het. Want ons weet mos, daar's net een God. Ons weet mos, wat sy krag is in daardie een God. Dit is mos waar ons vertroue is. Dis waar ons geloof is. En ons weet daar is nie iets anders nie, ons weet dit. Ons sou hulle ook so geterg het. Ek is seker daarvan. Ons weet ons goed geskree, soms as kasties, ja, skree harder, miskien slaap hy. Want Elia het geweet, daar is nie iets, daar is nie 'n ander God nie. Wat se sarkastiese woorde sou jy gespreek het? Ek sal hulle lekker geterg het, verseker sou ek. Sien vriende, ons sien dit ook in die Nuwe Testament. Waar Petrus en Johannes die tempel toe gestap het. Dis nou nadat Jesus opgevaar het hemel toe het. En hulle is mos 'n gevul van met die Heilige Gees. Stap hulle winkel toe, tempel toe. En daar sien hulle die gekrepelde man, wat al van sy geboorte af gekrepel is. Nou vriende, die mensies, weet ons almal het 3,5 jaar saam met Jesus vertoef, geloop, gesien wat hy gedoen het. En hulle het daardie geloof in hom gehad. En ons weet almal wat sê Petrus vir die man toe die uivel by hulle geld ons gevra het vir kos of wat ook al. En Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek jou.
in die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. So waar dink jy kom daardie sekerheid vandaan? Dit was nie waagmoed nie. Dit was nie vermetelheid nie. Maar dit was die Heilige Gees. En die gevolg, ons almal weer die man spring daarop, hy prys God. Baie mense kom tot 'n geloof. Sien julle nou die patroon? Hulle het nou gesien wat se krag is daar in God. Hulle het gesien wat se krag is in Jesus se naam. Nou hoe kan ons dan nog steeds vandag die Bybel lees en dit nie wil glo nie? Alles het dan waarheid geword. Jy sien vriende, die gawe van geloof is nie 'n formule nie. Dit is nie iets wat jy kan aanmaak en drink en dan werk dit een keer nie. Sien, ek dink ons moet hierdie punt baie goed verstaan, want dit is uiters belangrik. Sien, ek dink ons leef in 'n tyd waar mense dink dat die geloof werk soos 'n resep. Hulle sê mos, as jy nie genoeg geloof het nie, of as jy nie die regte woorde sê nie, as jy nie hard genoeg glo nie, dan moet God dit doen. Maar dit is mos nie wat die Bybel ons leer nie. Die gawe van geloof is nie iets wat ons opwek nie, dit is iets wat die Heilige Gees gee. Onthou nou weer wat staan in 1 Korintiërs 12 vers 11. Want dan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Nie soos ons wil nie, nie wanneer ons wil nie, soos hy wil. Wat moet ons doen, vriende? Ons moet net vashou. En ons moet glo dat ons glo. Ons kan ook nie dat geloof manipuleer nie. Ons kan God ook nie dwing nie. Maar soos ek sê, ek glo ons elkeen hierdie geloof. Want as ons geloof gehad het nie, so ons was nie geglo het in 'n ewigheid saam met die Here nie. Ek wil gou 'n bietjie van die punt afgaan, maar dit val my nou nie by. Ek weet hierdie naweek het almal mos nou Mandela Dag gevier met die 67 minute wat ook al jy moes gaan doen het om die wêreld 'n beter plek te maak. Maar dan sit ek by myself en wonder, vir 'n mens om so menslike ding in te stel, vir 'n mens te onthou. Hoekom het ons nie so iets ingestel vir die Here Jesus Christus? Hy wat sy lewe aan daardie kruis vir ons afgelê het nie. Hy wat deur al daai verdriet, al daai geslaan, gespot, alles deurgegaan het. Hoekom doen ons nie iets vir hom nie? Okay, ja, nee, en ons het nou kerk op 'n Sondag. Hoeveel mense gaan regtig nog kerk toe? Hoeveel mense wil daai halfuur of 45 minute afstaan om in God se woning te gaan sit? So vriende, weet julle, ek wil eintlik 'n uitdaging daar buite kan los. Nie een keer 'n jaar nie. Nie een keer 'n week nie. Kyk, Jesus het 33,5 jaar op die aarde gewandel. So hoekom probeer ons nie as kinders van die Allerheiligste om elke dag dalk net 33 minute af te staan in aanbidding vir God of vir mense iets te doen, mense tot geloof in God te bring, ons geloof te gaan uitdeel vir die wat om ons is. Hoekom probeer ons dit nie? Kom ons probeer dit, vriende. Elke dag, 33 minute, jou geloof met iemand te deel. En ons kyk, hoe kan ons die wêreld 'n beter plek maak? Ek meen, is die Here Jesus Christus nie baie groter en baie meer belangrik as Nelson Mandela nie? So hoekom nie dit vir die wêreld gaan wys nie? Sien vriende, ware geloof sê, Here, ek vertrou op U. En nie, Here, U moet doen wat ek sê nie.
Dit is waarom die gawe van geloof so wonderlik is. Dit bring rus. Want dan vat dit ons die verantwoordelikheid, lê ons nou nie meer by my en by jou nie. Dit lê by God. Hy is die almagtige. Hy weet wat die beste is. En weet julle vriende, hy maak nooit foute. En al wat dit kos, is jy moet glo. Vriende, ek gaan nie hierdie deel afsluit. Ek weet vandag se erediens 'n bietjie kort. En ek moet om verskoning vra vir dit, maar ons hardloop op 'n UPS hierso en die krag het al vroeg afgegaan. So ons weet nie hoe lank gaan ons nog krag oor hê totdat hulle weer besluit om vir ons die trip switch aan te sit. So ja, vergewe maar ons sal weer opmaak in 'n latere stadium. So vriende, ek wil die laaste gedagte by julle los. Die wêreld sê, ons almal weet, sien is glo. Maar ons as gelowiges sê mos, glo is sien. Ons glo mos aan 'n nuwe Jerusalem. Ons glo mos aan ewige lewe saam met Jesus. Het enige een van ons al die nuwe Jerusalem gesien? Het jy al jou wit troon of jou wit jassie gesien wat jou kleed? Het jy al jou krone gesien? Het jy al jou kamer gesien in die nuwe Jerusalem? Het jy al gesien hoe is daai feesmaal se tafels gedek? Nog nie een van ons het dit gesien nie. Maar ons glo dit. Ons glo dit is daar. Vir ons elkeen beskore. Sien vriende, dis hoekom ek sê, die Heilige Gees het reeds vir ons elke een daardie gawe van geloof gegee. Dis wat ons met dit maak. Wat die verskil maak. Sien, jy glo al klaar. Jy glo al klaar in die nuwe Jerusalem. Jy glo al klaar in 'n ewigheid saam met Jesus. Jy glo dit al reeds. So, hoekom nie glo in alles nie? Jy hoef nie net 'n bietjie te glo nie. Die woord sê mos, vertrou met jou hele hart, nie helfte van jou hart. So ons geloof hoef nie so groot soos mosterdsaadjie te wees nie. En ons het ook nie nodig om God in 'n skoenboks te sit nie. Of in 'n vuurboekie boksie nie. Want hy is baie groter as dit. Sien vriende, die gawe van geloof sê nog iets diepers. God het gepraat, daarom weet ek, hy sal doen wat hy beloof het. Sien vriende, dit is nie net 'n blinde optimisme nie. Dit is nie net positiewe denke nie. En ons weet verseker, dit is nie 'n emosie nie. Want emosies kan verander. Ons kan vir almal maar net na ons vrouens kyk. Nou is jy daar. Emosies verander. Sê vir hulle nee, sien jy wat sy emosie kry. Sê vir hulle ja, sien jy wat sy emosie kry. So sien vriende, dit is die vaste oortuiging van die Heilige Gees in 'n gelowige se hart wat werk wanneer God besluit om sy krag aan hom te openbaar. God se tyd, nie ons tyd. Hoe God wil, nie hoe ons wil. Vriende, wat kos dit ons om te glo? Wat vat dit van jou? Ek meen, as Jesus klaar alles vir ons gegee het, en ons lees in die woord lees van die voorouers, as dit nie van hulle geloof was nie, sou hulle dit gedoen het en daai gedoen het. Vriende, ons het dit al alles klaar opgeskryf vir ons. Hulle het dit nie gehad nie, maar tog het hulle geglo. Hier is vir ons soveel voorbeelde van geloof. Wat hou ons terug? Waarvoor is ons bang? So my uitdaging staan. Kom ons probeer elke dag vir 33 minute om geloof aan iemand rondom ons, of as jy net in daardie 33 minute in geloof bid. Waar gaan ons die wêreld dan heen kan drywe?
33 minute, vriende, in ons dag tyd, in ons dag is nie so baie nie. Jy kan tot jou 33 minute in 'n halfte maak. Kom ons gebruik dan 15 minute in die oggend, 15 minute in die aand. Hoe ook al dit jou pas. Hoe ook al dit vir jou reg is. Maar kom ons probeer dit. So vriende, kom ons begin ons 33 minute, dan begin ons sommer so. En ek lees dit in Johannes 6 vers 53, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Sien vriende, dit is ons nou die nagmaalsformulier. Dit is wat Jesus ons nou gesê die aand voordat hy gekruisig is. Ons neem deel aan die nagmaal, want hoekom? Want ons glo mos Jesus gaan terugkeer. Ons glo dit. Sien vriende, jy het al klaar, jy is daar in geloof. Gaan wys dit vir die wêreld. Maar vriende, nou moet ek net eers waarsku. Om die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Vriende, hierdie is net 'n storie tussen jou en Vader. Jy het nie nodig om hard te praat met niemand nie, jy het nie nodig om te deel met iemand nie. Dit is tussen jou en Vader. Glo dat hy jou hoor, glo dat hy jou vergewe, glo dat hy en jy dit uitsorteer. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, ek gaan net so 'n minuut gee, as daar iets is tussen jou en Vader, jou en iemand wat jy moet uitsorteer, sorteer dit gou uit. Ek gee so 'n minuut. Vriende, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, drink, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons eet saam. Die beker van danksegging is 'n gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Vriende, daar is geen God soos ons God wat magtiger, liefdevoller en getrouer is as wat ons ooit kon begryp. Ons mense verstand kan dit nie begryp nie. Mag God vandag ons God wees en mag sy loyale liefde ons lei in loyale gehoorsaamheid aan die eer van sy naam. Kom ons bid saam.
O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe, Here onze God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid wat ons het, om u woord te kom kuier en te kom gesels en te kom leer. Here, dankie vir u geloof wat u vir ons, iedereen en elk gegee het, Vader. My gebed is, Here, dat ons dit sal gebruik, dat ons dit sal groei, dat ons dit in mekaar sal laat groei, dat ons dit aan die brand sal steek, Vader. Maar ons kan dit alleenlik regkry deur u leiding, u beskerming en u hulp en u krag. Op ons eie is dit onmoontlik, maar saam met u is alles moontlik. Here, ons loof en ons prys en ons dankie. Here, wees nou saam met ons wat ons 'n nuwe werksweek ingaan. Versterk ons, Here, in elke opsie en elke ding, Here, waar ons verswak. Help ons, Here, om te doen wat vir u aanneemlik en reg is. Vader, aan u behoort die koninkryk, die heerlikheid, die krag, die mag, tot in alle ewigheid. Amen. So vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.